Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace belongs to you. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Daar sê jy is opgeroep vir meer, prys die Here. Ek is so baie opgewonde om saam met jou te kuier. En ek bid dat die Heilige Gees regtig jou hart sal oopmaak om te ontvang. Ek het vanmôre 'n regte wonderbare woord, want weet julle wat, die woord van die Here is wonderbaar. En hy is magtig en hy is kragtig. En weet julle wat, God se woord is onwrankelbaar, soos hulle gesê het. Daar's niks wat God se woord nie kan regstel nie. En ek prys die naam van die Here. My vraag aan jou is, waarvoor is jy geroep? Ons almal is geroep vir iets. Ek en jy is geroep vir meer, prys die naam van die Here. Ek is opgewonde om met jou te praat vanmôre. En ek dank die Here dat ek 'n voorreg het om absoluut vanmôre met jou te praat en net vir jou te sê, Jesus het jou baie lief. En ek wil regtig dit sê, as niemand dit ooit vir jou gesê het nie, Jesus Christus het jou baie lief. En ek wil regtig net my hart oopmaak teenoor jou vanmôre, vir jou sê, welkom by Geroep vir Meer. Ek en jy is geroep vir soveel meer, prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre, en ek sien dit in my gees terwyl ek praat, daar is dalk mense vanmôre wat die bekommernis van hierdie lewe het jou hart oorgevat, en ek sien iemand se hart, en die Here wys vir my dorings, en ek voel net regtig om vanmôre vir jou te sê, dat God sien jou hart, en hy oordeel jou nie. Die Here het jou al baie gesê, dat terwyl jy in jou slaapkamer is, terwyl jy in jou stilte tyd is, het die Here met jou gepraat en gesê, dat die sorge van die lewe is besig om jou aandag af te trek op dit wat God jou toe geroep het. As jy pastoor is, as jy evangelis is, as jy 'n apostel is, 'n bishop, wat ook al God jou toe geroep het, ek moedig jou aan, in die naam van Jesus Christus, moet asseblief nie opgee nie. Ek wil net 'n vinnige woord met julle deel, en dan wil ek na God se woord toe gaan in Efesiërs 6. Die woord van die Here kom in Matteus 25, en hy praat van die 10 maagde, 5 wat verstandig is, en 5 wat dwaas is. Al 10 het God aangestel. Miskien was die ene 'n pastoor, miskien was die ander 'n evangelis, miskien was die ander 'n bidder gewees, maar die woord van die Here sê, al 10 het moeg geraak en aan die slaap geraak. Maar weet julle wat? Dis nie hoekom hulle nie kon ingaan toe God die deur oopmaak nie. 5 sê die woord was verstandig gewees en 5 was onverstandig. 5 van hulle het 'n besluit gemaak, ek gaan nie opgee nie. Ek wil hê jy moet dit vanmôre vir jouself sê. Sê, ek gaan nie opgee nie. Die 5 verstandiges het besluit, maak nie saak hoe moeilik die lewe raak nie. Ek gaan nog steeds siele wen vir Jesus. Maak nie saak my situasie nie, ek gaan nog steeds vir honger mense kos gee. Die verstandiges het vir hulle self gesê, maak nie saak wat nie, ek gaan elke dag met God tyd spandeer, om vol te raak van sy gees, prys die naam van die Here. 5 verstandiges het gesê, ek gaan die siekes besoek in die hospitaal. Die 5 verstandiges het gesê, ek gaan tronke besoek. Maar weet julle wat, die onverstandiges het gesê, die lewe is te moeilik, ek kry nie genoeg tiendes in, ek gaan maar opgee.
kry nie genoeg geld in om siele te wen, jy gaan maar opgee. Die 5 dwaas het vir hulle self gesê, die Here vat te lank. Ons kan nie meer wag vir die Here nie. Ons moet self nou 'n ding doen. En weet julle, ek wil julle aanmoedig vandag. Daar gaan 'n tyd kom wat die Here aarde toe kom en dit wat hy vir ons gegee het, we have to be in a place to multiply it. En ek weet die Here het vir my dalk 5 talente gegee en vir iemand anders is 10, vir 'n volgende persoon nog 20. Maar wanneer hy terugkom, dan gaan hy die rente vra van ons af. En ek wil nie God uitbeeld as 'n baas nie. Hy is ons Here, hy is ons God. Ons aanbid hom. Dis waarvoor ek en jy gemaak is om God te aanbid. Maar ek wil jou aanmoedig, en hoor vanmôre wat ek sê, my hart is regtig opreg wanneer ek dit vir jou sê, moenie opgee nie. Die duiwel wil hê ons moet opgee. Dit is sy hoogtepunt. Dit is sy enigste fokuspunt op hierdie stadium. En in die tyd waarin ons leef, waar alles opgaan, wil ek ook vir jou sê, laat jou geloof ook opgaan. Hou op worry oor die petrolprys wat opgaan. Hou op worry oor die kosprys. Ons praat so baie. Hoe het jy gehoor? Die petrol gaan op. Het jy gehoor die kos gaan op? Het jy gehoor die government dit? Kan ons nie 'n bietjie sê, het jy gehoor? Daar is iemand en sy naam is Jesus Christus. En hy is die seun van God en hy het gesterf en op die 3de dag het God hom opgerig deur die krag van die Heilige Gees. Halleluja, ek dink ons sal 'n heeltemal totale nuwe Suid-Afrika hê as ons net nuus kan versprei soos wat ons nuus kan versprei. Prys die naam van die Here. Maar vanmôre wil ek jou aanmoedig, man van God, vrou van God. Jesus het jou baie lief. En daar gaan 'n dag kom wat hy terugkom. En hy kom as die leeu. Ja, die eerste keer het hy gekom as die lam wat geslag is. En daarby het hy met sonde totaal en geheel afgereken. Maar daar kom 'n tyd waar hy kom as die leeu. En dan is dit oordeel. En ek wil vanmôre vir jou sê, sy liefde sal nooit ophou vir jou nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, moenie opgee nie, hou uit. Hou aan, in 'n oomblik se tyd gaan die Here kom en hy gaan 'n mooi ding in jou lewe doen. Prys die naam van die Here. En ek wil vanmôre vir jou sê, kom ons wees verstandig. Kom ons wees verstandig. Die Here het ons sy gees gegee om in sy wysheid te loop en in sy liefde en in sy genade. Ek wil vir jou sê, kom ons versprei die evangelie soos nog nooit van tevore nie. Môre wat Vrydag is ons op pad strand toe. Ons het daar 'n groep jeug wat ons gevat het hier van die strand en ons gaan die evangelie van Jesus Christus verkondig. En ek wil vir jou sê, kyker, hoor my hart. Dis nie hoe ons begin nie, is hoe ons eindig. Die woord sê in Efesiërs of Galasiërs, in Galasiërs sê hy, hulle wat nie opgee nie, sal beloon word. Hy sê, die wat nie opgee nie. Dis die duiwel se plan, dat ek en jy moet opgee. En ek wil vanmôre vir jou sê, moenie toelaat om daai struik te trap. Prys die naam van die Here. So vanmôre het ek 'n interessante topik, kan ek nog maar amper sê. Ons is geroep vir meer, prys die naam van die Here. En God wil hê, ons moet instap in dit wat hy ons toe geroep het. Ek prys die naam van die Here. As daar siel gewen word, glory unto God. As daar iemand gesond word, glory unto God. Onthou, ons vat nooit die krediet vir onsself nie. God sal dit so meer by ons vat. Prys die naam van die Here. So ek wil jou vra, as ons siele gaan wen, hoe berei ek myself voor? En hoe berei ek die grond voor waar ek gaan evangeliseer? En ek dink dit is baie belangrik, jy weet, ons moet mense ook leer om die evangelie te verkondig. So ek wil jou vra, as jy uitgaan om God se woord te verkondig, hoe berei ek myself voor? Een ding wat ek dink ons moet verstaan as kinders van die Here, dat God ons geroep het om soldate te wees. En ek wil vir jou sê, as jy uitstap om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, wil ek vir jou sê, dat die duiwel sien jou as 'n bedreiging. En ek wil vir jou sê, wanneer dit oorlog is daar nie tyd vir speel nie, daar's nie tyd vir hoereer nie, daar's nie tyd vir 'n gesypery nie, daar's nie tyd om te speel nie. Wanneer dit tyd is vir oorlog, dan is dit tyd om oorlog te maak.
dan is die vyand op pad na jou toe om jou te vernietig. En die woord van die Here kom so mooi. En hy kom verduidelik dit vir ons so mooi. Hoe berei ek myself voor om uit te gaan en die evangelie te verkondig? Hy sê in Efesiërs 6 vers 10, hy sê uiteindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hoor gou, hy sê trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die luste van die duiwel. Ek wil vanmôre vir jou sê, hoor die gees van die Here. Hy sê trek die volle wapenrusting van God aan. Hy sê want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis en van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Kyk, ek wil vanmôre vir jou sê, as daar 'n situasie in jou lewe is, en ek hoor hoe die gees van die Here dit sê, daar's 'n finansiële situasie in jou lewe, daar is 'n gesondheidssituasie in jou lewe, en God sê, daar is 'n gees agter daardie probleem. En dis wat God se woord kom, hy sê, luister hierso, as ek en jy onsself gereed maak om siele te wen vir die Here, moet ons besef dat ons die wapenrusting van God moet aantrek elke liewe dag. Laat ons wysheid gebruik, kyker, laat ons wysheid gebruik, selfs wanneer jy uit jou huis uitgaan, jy gaan wen nie siele nie, moet jy op 'n plek wees waar jy sê, Here, ek trek die volle wapenrusting van God aan. Nou kom ons gaan aan met die woord, hy sê, vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Die woord sê, ek en jy is soldate. Ons moet klere aantrek wat pas by 'n soldaat. Ons kan nie met ons pak klere in 'n oorlog ingaan nie. Geestelik, sê die eerste ding, omgord julle met die waarheid. Wat se waarheid? Jesus Christus se waarheid. Ek en jy moet elke dag in die waarheid van God loop. Moet niks te doen hê met leuns en met liegstories nie. Moet niks te doen met doktrines wat niks te doen het met God se woord nie. Baie keer kom mense en hulle wil die evangelie bietjie verander. Ek sê nou vir jou, stap in God se woord en stap in God se waarheid. En die woord van die Here sê, met die borswapen van geregtigheid, weet dat jy geregtig is met die Vader deur die bloed van Jesus Christus. Dis 'n geloof wat ek vat en sê, Here, voordat ek in hierdie stryd kom, nommer 1, gaan ek myself omgord met u waarheid. Wat se waarheid? God se woord. Die tweede ding is, Here, in die naam van Jesus trek ek die borsplaat van geregtigheid, weet dat ek in die regte verhouding met God is. En as die skoene aan julle voete vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Prys die naam van die Here. Hy sê, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Prys die naam van die Here. Kyker, ek en jy, voordat ons uitgaan en siele wen, moet ons sê, Here, ons sit op die helm van verlossing. Ons weet, Here, dat alles wat ons dink ons oor u koninkryk. Laat ek en jy pas op waaraan ons dink elke dag. As ek en jy uitgaan om siele te wen, moet God se woord konstant in ons gedagtes wees, konstant. Hy sê, die swaard van die woord van die Here, ons moet God se woord ken. Wanneer ons uitgaan om siele te wen, kan ons nie by die duiwels kom, dan ken ons nie die woord nie. Toe die duiwel by Jesus kom in Matteus 4, toe sê die Here vir hom, sorry duiwel, daar staan geskrywe, ons moet God se hart ken. Ons moet hom nie ken nie, ons moet hom ken in ons harte. En hy sê dan die skild van geloof. Ek en jy kan nie siele gaan wen, kyker, as ek en jy nie geloof het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God kom en hy sê, hier is die bestanddele om jouself te beskerm. Weet dat jy weet, jy's in 'n oorlog. Ek en jy besef dit nie, maar ons word aangeval partykeer, en ons sien dit nie, want ons kyk met ons vleeslike oë, en ons sien nie hoe die duiwel ons aanval nie. Voordat jy uitgaan in siele wen, asseblief, vra ek vir jou, trek die volle wapenrusting van God aan. Ek wil nie baie lank wees nie, ek weet my tyd is min.
Nou het ek myself voorberei om uit te gaan om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Wat is die volgende ding wat ek doen? Nou, kyker, ek wil vandag vir jou sê, in elke gebied is daar 'n strong man, soos hulle sê. In elke gebied is daar 'n bose gees wat regeer. Voordat ek uitgaan in 'n area om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, kan ek nie net soontoe gaan tensy God gesê het, ek mag soontoe gaan nie. Die woord van die Here kom ook en hy sê, die Here sê vir Paulus moenie in daai area ingaan nie. Daar's 'n rede hoekom God wil hê, ons moet in sekere areas nie die evangelie van Jesus Christus verkondig nie. Daar's 'n rede vir dit en ons sal seker nooit weet wat daai rede is nie, maar ons moet net gehoorsaam wees. Die tweede ding, voordat jy gaan siele wen, terwyl jy in jou kamer is, dan bind jy die sterk man in daai area. As jy na strand toe gaan of soms uit Wes toe gaan, wil ek vir jou sê, bid en sê, Here, we bind the spirit and the strong man in that area. Ek wil vir jou sê, as jy nie bereid is om te bid voordat jy uitgaan om siele te wen nie, moenie verwag dat God sal opdaag nie. God gaan nie opdaag nie. Ons moet wysheid gebruik wanneer ons uitgaan om God se woord te verkondig. Ek en jy moet onsself eerstens aantrek met die volle wapenrusting. Tweedens moet ons bid en sê, Here, ons bind hierdie sterk man in die naam van Jesus Christus. Ons vat hierdie territorie, dit behoort aan U, Here Jesus. Ons moet seker maak dat God wil hê ons moet in daai area ingaan. Ek kan vir jou sê, kyker, vandag ons, baie jare terug, was ons ongehoorsaam in 'n plek in te gaan en ons het amper ons lewens verloor. So ek wil vir jou sê, gebruik wysheid. Hoor wat sê Jesus. Ons bind die sterk man. Die tweede ding wat ek wil hê, voordat ons gaan siele wen, bid en sê, Here, maak die harte oop van die mense wat U woord gaan ontvang. Gebed is so broodnodig. Ons het nodig om te bid en te sê, Here, mag daai mense U woord in hulle harte vat. Jy weet, wanneer jy in 'n area ingaan om siele vir Jesus te wen, dan kom daar die demone, daar die sterk man, en maak die oë blind van die mense, en maak hulle harte toe om te ontvang waarmee ek en jy stap. Ek wil hê ons moet wysheid gebruik, ja, dis lekker om siele te wen, maar ons moet onsself goed voorberei, voordat ons in enige area ingaan. God wil nie hê jy moet in 'n oorlog instap, en jy moet seer kry nie. So ek wil vanmôre vir jou bemoedig, bid vir harte om oop te gaan. Dan die derde ding wil ek graag vir jou sê, wat jy moet doen, voordat jy uitgaan om siele te wen. Bid vir beskerming. Luister gou hier, as jy die evangelie van Jesus Christus gaan verkondig, gaan die duiwel, he's gonna take notice of you. Wil vir jou sê, die duiwel is nie daar om te speel met ons nie. Ons is ook nie daar om te speel met hom nie. Ons het die gees van die Here in ons, maar ons gebruik wysheid en ons sê, Here, maak die harte oop in die naam van Jesus. Here, doen net wat U kan doen. Maar Here, beskerm ons. Bid die bloed van Jesus oor julle. Wanneer julle uitgaan om die evangelie te verkondig, sê, Here, maak my toe met U bloed. Sê, Here, U woord sê, dat Jesus Christus nie gekom het om die wêreld te verdoem nie, maar om die wêreld te red. Here, help ons. En dan wat ek wil hê jy moet bid is sê, Here, vul ons met U gees. Kyker, ek wil vanmôre vir jou sê, ons is so baie keer besig met die ministry, en ons is so besig met ons besigheid, ons is so besig met dinge wat ons aandag so aftrek, and we don't spend enough time with God, en ek hoor regtig die gees van die Here, en hy sê vanmôre, my desire is for you. Ek hoor hom, hy sê, my desire is for you, to come spend time with me. Ons maak baie keer 'n fout, en ons bedien, en ons bid nooit nie. Die Here werk nie so in die kyker. En weet julle, soms, wanneer die Gees met my praat, kan ek baie keer voel wat hy vir my sê, en ek kan voel hoe honger is die Gees van die Here om te hoor van jou, hoe honger is die Gees van die Here om net tyd met jou te spandeer. Ek wil vanmôre jou seën met die seën van die Here
En mag hierdie woord jou stig om elke dag die volle wapenrusting aan te sit. Mag hierdie woord jou stig om te bid vir die area waar jy ingaan. Omring jouself met bidders, skryf jou bidders om in te tree vir jou. En wanneer jy klaar is met die uitreik, hou aan bid. Prys die naam van die Here. Ek het ongelukkig nie nog tyd om met jou te praat nie. Ek sê vir jou baie dankie dat jy geluister het, kyker. Dit is vir my so lekker om met jou te praat. Mag die Here jou seën. Bid asseblief vir my, dat die Here vir ons deure sal oopmaak om te bedien. As jy bediening het, iewers in die Weskaap, nooi ons asseblief om te kom bedien. Ons het 'n profetiese bediening op ons lewe en ek wil jou aanmoedig. Ek gaan my nommer op die skerm sit. Nooi ons en ons kom bedien en ons gaan bid die Here saam. Mag die Here jou seën. Mag die Here sy aangesig oor jou skyn en vir jou vrede gee. In die naam van Jesus Christus.